Kom ons word nou stil voor die Here. Rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom sy volk, van nou af tot in ewigheid. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons loof die Here. Ons sing Psalm 38. Psalm 38 is 'n boetepsalm, waar die psalmdigter sy sonde bely voor die Here. En dan ook hierdie pragtige vers 13. Net daar uitkom. Ek is by verkeerde psalm. Ja, vers 13. Want U, Heer, ontferm U oor my en verhoor my, op U bou ek wat my ook tref. Laat my vyand nooit oor my nie, om verbly nie, om my wankeling om verhef. Kom ons loof die Here, Psalm 38, vers 1 en vers 13. Straf toch nie in ongenade, my misdade, Heer, verdra my met geduld. Val toch nie in toorn ontsteek nie, en nie wreek nie, op my sonde skuld. Want Heer, ontferm U oor my, en verhoor my, op U bou wat my oortref. Laat my vyand nooit oor my nie, om verbly nie, om my wankeling om verhef. Baie dankie, jy kan sit, jy kan blaai na gesang 66, ons sing gesang 66 vers 1 as skuldbelydenislied, en dan kan jy die plek merkie sit by gesang 43, ons sing daar vers 1 na die geloofsbelydenis. Matteus 22, vers 35, een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Geliefdes, kom ons bely dit wat ons teen die Here oortree het met woorde, gedagtes of dade, of waar ons versuim het om die wil van die Here te doen. Ons sing gesang 66 vers 1. Hier staan onskuldig, liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds geskuldig, aan ons naaste en ons volk. Ons wil die gebod bewaar, maar ons struikel baie kere. Leer
Spreuke 28 vers 13, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Hier vind ons troos in die wete dat elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof sy en haar toevlug neem tot Jesus, aan hom en haar verkondig die woord van die Here, jou sonde is vergewe. Die waarskuwing is ook daar. Elkeen wat in sonde bly volhard en by die genade van die Here bly verwerp, moet weet dat die toorn en die straf van die Here op hom of haar bly, solank hulle in sonde bly leef. Geliefdes, kom ons doen belydenis van dit wat ons glo. Vandag doen ons dit bietjie anders as normaal. Jy sal sien, in die voorportaal lê die nuwe boodskapper, en op die boodskapper is daar 'n woord aangebring. Die woord is Nicea. Nicea is 'n plek se naam waar die vroeë kerk in die jaar 325 synode gehou het. En die probleem was dat mense verskil het oor hoe moet ons die drie eenheid verstaan. Die fout was dat mense gedink het, die Vader is God, en die Seun en die Heilige Gees is minder as die Vader. Heilige Gees of die Jesus Christus is net beskou as die Seun van God, wat nie regtig God is nie. En ons hoor hoe hierdie geloofsbelijdenis wat daar geformuleer is in 325 na Christus, dit baie duidelik stel dat Jesus dieselfde wese as die Vader het. Ons glo in een wese, wat homself openbaar as Vader, Seun en Heilige Gees in die drie persone. Kom ons bely hierdie woorde van die geloofsbelijdenis van Nicea en daarna Psalm 43 vers 1. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God. Gebore nie gemaak nie van dieselfde wese met die Vader deur wie alle dinge gemaak is. Wat terwille van ons mense in ons saligheid neergekom het uit die hemel. En vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria. En 'n mens geword het. Ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte. En opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, en weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete. En een heilige algemene apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Geliefdes, kom ons bevestig dit wat ons glo, ons sing Gesang 43 vers 1. Heer aan die Vader wat alles gemaak het, Heer aan die Seun, ons verlosser en vriend, Heer aan die Gees wat ons lei in die waarheid, waarvoor die eeuwig ons lof en ons lief. Heer aan God, die Heer van alle Here, woon op in ons deur sy woord en sy Gees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue, om die gehoorzame kinders te wees. Geliefdes, ons is besig met ons reeks uit Jesaja. Ons het beplan tot einde van die jaar om klaar te maak tot by Jesaja 12. Die boodskap van Jesaja 1 tot 39 is die boodskap van oordeel en hoop. As ons kyk na
Wat is die agtergrond? Sê vers 1 van die hoofstuk 1 vir ons reeds ontsaglik baie. Daar staan in vers 1 die gesig van Jesaja, so ons weet dit is 'n man wat die Here gebruik het as sy profeet om die boodskap aan die volk te bring. Hy word genoem die seun van Amos, dit is nie die profeet Amos nie, maar sy pa se naam was ook Amos gewees. En daar word vermoed dat hy heel waarskynlik ook van koninklike bloedlyn was, en daarom het hy toegang gehad tot die paleis, en kon hy voortdurend met die een koning na die ander koning maklik praat in die paleis, en dis wat hy gedoen het. En dan word daar staan daar die gesig wat hy gesien het. Met ander woorde, hierdie is 'n boodskap wat direk van die Here afkom. Die Here het homself geopenbaar aan Jesaja en hierdie boodskap vir hom gegee om aan die konings te gee. En dan word die plek genoem met betrekking tot Juda en Jerusalem. So dit gaan oor die suidelike ryk. As jy op die kaart van die Ou Testament kyk, sal jy sien na Salomo se seun Rehabeam en die ryk in 2 verdeel. 10 stamme in die noordelike ryk, Samaria met Samaria as hoofstad, en dan die suidelike ryk met Jerusalem as hoofstad, en dit word Juda genoem, die konings van Juda. En dan word die name genoem van koning Osia, hoor ons in Jesaja 7 net, dit was in sy sterfjaar wat Jesaja begin optree het. Met ander woorde, die datum kan ons presies vasstel, dit was 739 voor Christus. En daarna het hy ook 'n boodskap gebring aan koning Jotam, Agas, Hizkia, die konings van Juda. Kom ons kry vir ons die historiese prentjie. As ons begin by Abraham, ongeveer 2000 jaar voor Christus. Abraham se nageslag in die tyd van Moses, ongeveer 1500 voor Christus, uitgelei uit Egipte land, na die beloofde land, waar die een na die ander konings was, Dawid, 1000 jaar voor Christus. So nou hoor ons van sy nageslagte, ons is nou by 739 voor Christus. Die noordelike ryk is weggevoer in ballingskap deur die Assiriërs van Nineve, vir wie Jona ook gepreek het. Hulle is weggevoer in die jaar 722. So dit is net voor dit gebeur. Bring hy hierdie preke aan die konings van die suidelike ryk. So hy het nie met die noordelike konings, en daar was nie een gelowige koning in die noordelike ryk gewees nie. Maar in die suidelike ryk het die Here nog steeds met krag gewerk. Die suidelike ryk is uiteindelik in 586 voor Christus deur die Babiloniërs, Nebukadnesar en die konings rondom hom in ballingskap weggevoer. Jesaja word gewoonlik in 3 dele gedeel. Hoofstuk 1 tot 39 is die boodskap voor die ballingskap, waar die Here sy volk waarsku dat hulle geoordeel sal word weens hulle sonde, maar daar is hoop. Van hoofstuk 40 af praat hy deur sy profeet Jesaja met die volk wat in ballingskap sit. En troos hy sy volk dat hulle sal terugkeer uit ballingskap uit. En dan hoofstuk 56 tot 66 praat hy weer met Jerusalem en gaan dit ook oor die herbou van die tempel in daardie tyd. Profete wat in dieselfde tyd opgetree het as Jesaja was Micha. Hulle het omtrent dieselfde boodskap, hulle tree in dieselfde tyd op. En hierdie is 'n groot boek, 66 hoofstukke. Hoeveel boeke is daar in die Bybel? 66. Hoofstuk 1 tot 39 is die boodskap van God se oordeel oor sonde en dat daar tog hoop is. Hoeveel boeke is in die Ou Testament? 39. En dan uiteindelik die verlossing van die Here wat geteken word in die laaste 27 hoofstukke. Hoeveel hoofstukke is in die Nuwe Testament? Hoeveel boeke? 27 boeke in die Nuwe Testament. Dis maar net aangrypend hoe die Here deur die geskiedenis werk met sy volk. Wat beteken die naam Jesaja? Beteken God red. En dis die boodskap van die boek. God red. Nou kom ons by vers 10 tot vers 20 van hoofstuk 1. Nou kom ons kyk na die 3 dele van hoofstuk 1. Ons het gehoor, hoofstuk 1 tot 39 gaan oor oordeel en hoop. Hoofstuk 1 tot 12 praat met Jerusalem en Juda. En dit is tot hoe ver ons gaan kom DV tot einde van die jaar, hoofstuk 1 tot 12. Dan word hoofstuk 1 opgedeel in hierdie 3 dele, vers 1 tot 9. Ons is in 'n hofsaak.
En dis die klagstaat wat gelê word in vers 1 tot 9. Dit eindig in vers 9 met 'n uitspraak wat die twee stede in die tyd van Abraham noem, die stede van Sodom en Gomorra, wat ons die geskiedenis ken, dat hulle deur die Here vernietig is met vuur en swaal weens hulle sonde. Nou begin ons weer met hierdie twee name in vers 1. Vers 10 tot vers 20, die tema vir die prediking vandag is die doodloopstraat van ongehoorsaamheid na die pad van vergifnis. So ons gaan in vers 1, hoofstuk 1 vers 10 tot 15 hoor, wat is die doodloopstraat van Sodom en Gomorra? Ons gaan in vers 16 en 17 hoor, wat is die pad van reiniging wat die Here van sy volk eis, wat hy sê, dis nou die pad waarop julle eintlik moet wees. En dan gaan ons by vers 18 tot vers 20 by die vurk en die pad kom waar die Here sê, maar nou moet julle kies. Een van hierdie twee. So dit is die tema van ons prediking, en dan DV volgende keer kom ons by vers 21 tot vers 31 uit. Die profete praat op verskillende maniere, en in die Bybelse tyd, ons het gehoor, was dit baie gevaarlik om 'n profeet te wees. Profete was nie net toekomsvoorspellers nie, maar hulle het gesê wat in die toekoms gaan gebeur, en dit is in hulle eie tyd vervul. En die gevaarlike ding was, as jy iets gesê, dit is wat gebeur en dit gebeur nie, dan het hulle jou gestenig. Dis hoekom dit so gevaarlik was. En ons het ook gedink in vandagse tyd, waar daar so maklik mense is wat uitsprake maak oor die toekoms, dit sal gebeur, en as dit nie gebeur nie, in die Bybelse tyd sou jy gestenig word, as jy 'n valse profeet bewys is. Maar wat die Here hier sê, sien ons, word aangehaal in die Nuwe Testament. Aangrypend, noukeurig word dit aangehaal. Daar is geen ander profeteboek in die Ou Testament wat die Messias so in detail beskryf, soos Jesaja nie. En in die Here Jesus weet ons dat dit alles waar geword. So dit praat nie net met die Ou Testament mens nie, dit spreek ook tot ons as kinders van die Here vandag. So die vraag wat jy jouself moet afvra, die Here plaas 'n vergrootglas op jou hart. Hoe lyk jou hart? En wanneer jy self in die beskuldigde bank sou staan, sou daar bewyse wees teen jou. Wat is die pad wat die Here vir jou vorentoe aandui? Wat is die belofte wat die Here hier vir jou maak? Wat is die keuse waarvoor jy te staan kom in jou persoonlike lewe? Dan kom ons val weg, ons verlustig ons in die woord van die Here, ons lees Jesaja 1 vers 10 tot 20, daarna gaan ons saam bid. Jesaja 1 vers 10, hoor die woord van die Here, owerstes van Sodom, luister na die wet van onse God, volk van Gomorra. Wat het ek aan die menigte van julle slagoffers, sê die Here. Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalwers, en ek het geen behaag in die bloed van stiere of lammers of bokke nie. As julle kom om voor my aangesig te verskyn, wie het dit van julle hand geëis om my voorhoewe te vertrap? Bring nie meer skynheilige offergawes nie. Gruwelike reukwerk is dit vir my. Nuwe maane en sabbate, die uitroep van samekomste. Ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie. Julle nuwe maane en julle feestuie haat my siel. Hulle is my 'n oorlas. Ek is moeg om dit te dra. As julle jul hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle. Ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie. Julle hande is vol bloed. Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg, hou op om kwaad te doen. Leer om goed te doen, soek die reg, betuil die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee. Kom nou,
En laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Net tot sover ons skriflesing. Mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. O Vader in die hemel, aan U die lof, die eer, die dank van ons harte. U is vir ons so goed. Met elke reendruppel wat val en wat ons ervaar, Here, is ons lof groter, want U seën ons. U seën plant en dier. Here, ons gebed is dat soos wat ons die woord lees, die woord ook in ons harte reën, dat ons harte kan die saad wat val kan laat ontkiem, kan groei, kan vrug dra tot U verheerliking. Skryf U die woorde in ons harte, Here, dat dit deel word van ons manier van dink en optree en doen. Here Jesus, ons dank U vir die Bybel wat lewendig en kragtig is, en wat deurdring tot die diepste dele van ons siel. Here, wil U vandag self opnuut ons harte verkoop. Here, maak ons bewus van die lof wat aan U verskuldig is, die eer wat ons aan U moet bring. Ons dank U, Here, dat ons kan terugkyk op 'n week waar U ons geseën het, en ons as gemeente in die besonder, ons as volk in die besonder, waar ons vreugdevuure hoog brand vir U seën. Nou Here Jesus, ons bid dat U ook vir ons hand sal neem en ons gehoorsaam maak om U te volg op die pad vorentoe. Ons is absoluut afhanklik van U. Ons dank U, Here, vir die hoogtepunte in ons lewens wat ons kan beleef. Here, ons bid ook vir hulle wat swaar kry, wat in die dal van doodskaduwee worstel. Here, ons vra, ontferm U oor hulle, wees hulle genadig. Here, ons vra dat U met hulle sal wees wat U hulp en U bystand dringend nodig het in hulle lewens. Ons dink aan hulle wat kronies en pyn is en wat behandeling kry, hulle wat moedeloos is, hulle wat hulp en raad nodig het, wat insig kort, hulle wat vasgevang is in sonde, hulle Here wat nie kan sien en oorweldig voel deur die omstandighede waarin hulle is, hulle wat bekommerd is oor geliefdes, Here, hulle wat besluite moet neem, hulle wat net worstel om kop bo water te hou. Here, ontferm U oor die kinders en wees ons genadig. Ons bid vir ons kinders in die vakansietyd, Here, ons loof U vir ons kinders en ons bid dat U hulle bewaar en ook in die kwartaal wat voorlê vir hulle help. Ons bid vir ons verbondsonderrig, dat U daar ons kinders seën. Here Jesus, ons bid in die besonder vir ons kerkraad, ons ouderling en diakens. Ons dank Here vir ons susters en ons loof U vir die liefde en die ywer wat hulle vir U het en die arbeid wat hulle verrig in die koninkryk en toewyding waarmee hulle U dien. Ons loof U daarvoor. Dankie Here dat ons seën op die arbeid sien. Here Jesus, ons bid dat U ook vir ons as gemeente sal laat groei in 'n liefde vir U en 'n toewyding vir U. Here Jesus, ons bid dat U ook nou hierdie woorde so sal gebruik in ons lewens, dat mense die verandering kan merk. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus, wat ons hier hoor, is baie gefrustreerde woorde. En ons kan vir onsself 'n prentjie probeer indink van hoe dit min of meer jy by daardie punt kom. Jy sien toneeltjie, 'n romantiese toneeltjie van 'n meisie wat nou hierdie jongman het homself tot haar verbind en gesê nee, sy moet sy nooi wees en nou maak sy alles reg. Die bout uit die oond is net reg, gebakte aartappel is perfek, die groentjies is reg, tot die servetjies is mooi gevou, die glasie staan op die tafel met die blommetjie en die kersie wat brand en die kereltjie klop aan die deur.
En soos wat hy instap, sien sy hy die foon in die hand, hy sê, hoorie, ek kan nou nie lank bly nie, vriendin vir my verjaar, ek moet by haar uitkom later, maar ja, laat ons kuier. En hy sê, maar jy lyk mooi, en die heuning drup, soos wat hy nou mooi goedjies vir haar sê, maar die hele tyd terwyl hy met haar praat, hy sê so op die foon, en dan glimlag hy sê, wag, dat ek net gou 'n boodskapie stuur, en dan is hy nou besig op sy foon, en dan, wat jy sê nou weer, ek het nou nie mooi gehoor nie, sê gou weer, en so gaan dit die hele tyd. Sy probeer hom nou beïndruk met al haar moeite, maar hy sien nie eers die servetjies raak nie, hy maak nie die servetjie oop, en elke tweede sekond is hy op sy foon, en hy probeer nou so half maak of hy nog aandag gee aan wat sy sê, maar hy is nie naaste by volg die draad van die storie, van dit wat sy wil vertel nie. Iets daarvan sien ons in hierdie gefrustreerde woorde van die Here, wat sy liefdesverbond met sy volk gemaak het, om self verbind het tot sy volk, 'n pad met hulle geloop het, deur die woestyn, in die beloofde land, hulle geseën het, met die een koning na die ander. En nou is hulle besig, hulle is daar, hulle bring die offertjies, maar hulle is nie daar nie. Hulle harte is nie daar nie. Terwyl hulle hoor wat die Here sê, ja, nee, ek hoor wat jy sê. Nee, dis goed, dis oulik, ek hou daarvan. Maar ek is net besig met Egipte, want Egipte gaan my dalk kan help in hierdie oorlog teen die Assiriërs. Ek het net ek moet dalk met die Assiriërs self praat. Hulle gaan dalk nou beter weet hoe om my te help met hierdie Israeliete aan die noorde kant wat vir my moeilikheid gee, of die Arameërs van Damaskus waarmee ek sukkel. Hoe gefrustreerd moet jy wees dat jy kom, lees saam met my Jesaja 1 vers 9, die seënwoorde waarmee ons verlede keer afgesluit het, as die Here van die leerskare vir ons nie 'n klein oorblyfsel oorgelaat het nie, so Sodom sou ons geword het, ons sou soos Gomorra gewees het. En nou moet jy onthou, hier alles wat ons lees, in hierdie eerste 12 hoofstukke is omtrent alles 'n gedig, dis 'n lied. Hy skryf in die mooiste Hebreëse digvorm, en een daarvan is hierdie parallelisme, dat jy een gedagte lees en die volgende word die spyker ingeslaan met die tweede gedagte. Jy gaan dit in die psalms kry, elke vers in die psalms is daar hierdie parallelle gedagtes. Hy praat oor, as die Here vir ons, van die leeskare, nie vir ons 'n oorblyfsel oorgelaat het, en dan verduidelik hy met hierdie parallelisme, so Sodom sou ons gewees het, soos Gomorra. Nou ons weet wat van Sodom en Gomorra geword het. Wat het daar gebeur? Ons ken die geskiedenis van Abraham. Abraham en sy vrou kon nie kinders hê nie. Die engele het by Abraham aangekom en gesê dat hulle wel kinders gaan hê. En dieselfde engele het toe nou oor die bergie geloop, deur die rivier daarna, die dorp onder by Sodom en Gomorra, waar neefie Lot gebly het. En die Here het gesê dat hy hierdie stede gaan verwoes met swaal en vuur. En nou Abraham het gepleit, ag maar Here, as daar net 50 mense is wat U aanbid, sal U hom spaar? Die Here sê ja. Maar daar was nie 50 nie. Ja, Here, as daar net 25 is, sal U die stede spaar? Die Here sê ja. Maar daar is nie 25 gewees nie. Hy eindig by, Here, as daar 5 mense is wat regverdig is, sal U die stad spaar? Die Here sê ja. Maar daar was nie 5 mense in hierdie 2 stede wat regverdig was nie, maar die Here het nogtans vir Lot en sy vrou en sy dogters uit die stad laat bring. En toe die engele aankom in Sodom en Gomorra, waar sit Lot? Hier by die stadsleiers by die poort. Hy is al so ingeburger in hierdie heidense stad, dat hy as een van die leiers by die hofsittings is, wat die regspraak doen by die poorte. Dis waar hulle vir Lot kry. En Lot nooi hulle in, en wat hoor hulle? Klop aan die deur, dis die manne van die stad. En sy bring daai mannetjies, ons wil hulle verkrag. Dis hoe erg die mense van Sodom en Gomorra was. Verkragters, homoseksuele verkragters. Hoe gefrustreerd moet die Here wees, dat as hy met sy volk in Jerusalem praat, dan noem hy hulle, julle is die leiers van Sodom, julle is die mense van Gomorra, die volk van Gomorra. Hoe gefrustreerd moet die Here wees, dat hy vir hulle hierdie naam noem.
En wat hy vir hulle sê in vers 10 is, lompotte, gebruik die goed. Hoor wat sê die Here, julle, wat ek amper met 'n vloekwoord moet noem as my volk, so ver het julle afgedwaal. Hy sê dit 2 keer, weer die parallelisme in vers 10, sien jy dit? Hoor die woord, owerstes van Sodom, luister na die wet van ons God, volk van Gomorra. Hy slaan die spyker in, spits julle ore, hier kom die dinge. Nou moet ons onthou, dis nog steeds binne die konteks van die hofsaak. Wanneer ons kyk na profesie en profesie lees uit die Ou Testament, is daar baie keer onvoorwaardelike profesie wat gemaak word, wat net gesê het, die Here doen dit. Dan kry ons voorwaardelike profesie, wat sê, as dit, dan dit. As julle dit doen, gaan die Here julle so hanteer. As julle dit nie doen nie, is dit dalk die straf. En hierdie is 'n voorwaardelike profesie, want ons hoor die heeltyd, die as dit en omdat dit, daarom gaan die Here dit. Dis die een ding van hierdie profesie wat ons moet in ag neem. Die tweede ding van hierdie profesie wat ons moet in ag neem, dis geskryf in die vorm van 'n hofsaak. Die Here is die regter. Die volk sit in die beskuldigde bank. Ons het gehoor in vers 2, hy noem die hemele en die aarde as getuies. Hulle moet kom hoor, want hulle was daar toe die Here die verbond gemaak het met sy volk. Ons het die klagstaat gehoor, die een na die ander ding. En nou hoor ons die frustrasie van die Here, hierdie passievolle, emosionele pleidooi, wat hy in vers 10 tot vers 15 lewer. En hy beskryf vir hulle die doodloopstraat van Gomorra waarop hulle is. Dis waar hulle self bevind. Ons hoor hierdie skokkende aanspreekvorm en dan waaroor gaan dit vers 11 tot vers 14 verduidelik, julle is skynheilig. Julle maak of julle betrokke is by die gesprek en dit wat belangrik is en julle sê dat julle my lief het, maar julle is besig met ander goed. Julle harte is by Egipte waar julle dink, hulle gaan julle dalk kan help, julle harte is by my eie sak en my eie belang. Hoekom kom my kerk toe, hoekom gee ek 'n bydrae, want kyk hoe groter my bydrae is, en meer skuld die Here my, nê? As ek hierdie dingetjie vir die Here doen, dan moet hy my daarom skuld, en kyk as daar nou iets fout gaan in my lewe, en iemand word siek, of iemand het 'n verlies, dan is ek baie vies en boos, ek het mos 'n bydrae gegee. En dis hoe die mense gedink het in daardie tyd, en vandag baie keer nog steeds. Ek dien die Here vir die voordeel wat ek vir myself het. En die verbondsgod, wat alles gemaak het, wat niemand iets skuld nie, wat nog steeds 'n liefdesverhouding met sy volk begin het deur sy verbond en gesê het, ek sal julle God wees en julle moet my volk wees, is gefrustreerd met 'n volk wie se aandag by hulle self is, hulle is hulle eie afgode. Hulle liefde vir hulle self is baie groter as hulle liefde vir die Here, en dit wys in hulle menseverhoudinge. Hy sê hulle hou al die reëls en regulasies. Daar's niks fout mee nie. Daar's 'n rede hoekom die Here die offers gegee het wat gesê het as jy sonde doen, moet jy sondoffer bring, en as jy hierdie reukoffer bring, is dit die manier hoe dit gebring word, en dit is goed dat jy hierdie feeste hou, jy moet die Pasgafees hou, en jy moet die nuwe maan feeste hou, wanneer die oeste ingesamel is, en wanneer jy vir die volgende seisoen voorberei, al daardie feeste van die Yom Kippur, en dit alles moet gehou word. Maar waaroor gaan dit? Gaan dit net oor die reëls en regulasies en die voordeel wat dit vir jou het? Of word dit gedryf deur liefde vir God? Want selfs as hy 'n verbond maak met sy volk voor die beloofde land en vir hulle sê, hier is die 10 gebooie, dan sê in Deuteronomium 6 in die volgende hoofstuk, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Dis waaroor dit gaan. Dis hoekom ek hierdie 10 goed vir jou gee. As jy die vraag vra, hoe moet ek vir die Here wys dat ek hom lief het, sê hy, leef volgens hierdie 10 gebooie. Dit gaan oor liefde. En dan sê hy, hierdie gebod moet in jou hart wees.
Dit moet hartsgedrewe wees, dit moet gedryf word deur liefde vir die Here. Want hy sê, as jy deur die bewegings gaan, jy bring die offertjies, maar jy is besig met ander goed in jou lewe, die Here is nie eerste prioriteit nie. Hoor die woorde wat hy gebruik, hy sê, ek is sat daarvoor. Dis vir my veragtelik. Ek is moeg daarvoor. En vra mens vir jouself, hoe is dit vandag, het dit betrekking op ons? En die vraag is, wat motiveer jou? Mens kan godsdienst bedryf en jou motief is vrees. Die Islam doen dit. Wat is die rede hoekom hulle al die reëls en regulasies van wat Mohammed daar gestel het moet nakom, want Allah gaan jou straf as jy dit nie doen nie. Hulle motief is vrees. En dan kan jou motief selfsug wees. Ek doen nou al hierdie goedjies en ek lees my Bybel en want kyk, dan skuld God my mos nou iets. Wat is jou motief? Selfsug. Ek wil seën hê, so ek gaan deur hierdie bewegings en God skuld my, hy moet vir my gee. Dit kom na jou en my vandag hier. Wat is jou motief? En wat die Here uitsif tussen dit alles deur as jou lewe nie gedryf word deur liefde, eerste plek liefde vir God en liefde vir sy kinders nie. Dan is jy op 'n verkeerde pad, want dit gaan eers deurslaan in die manier hoe jy mense hanteer en veral mense wat vir jou niks kan beteken nie. Want jy weet mos, baie mense, hulle het nie vriende nie, hulle het contacts. Ek het op my foon Jan, Piet en Gert en hierdie ou kan vir my dit doen en daai ou kan vir my dat doen en hierdie ou kan, dis die ouens wat belangrik is in my lewe. En ek hou hulle gelukkig, want hulle moet vir my weer, as ek wil my pond vleis eis moet hulle gee. En waar die Here hier praat is dat, wat is jou en my reaksie teenoor mense wat vir jou absoluut finansiëel niks kan beteken nie? Mense wat hulpbehoevend is. Hy sê nie hier, gaan gee R100 vir die man by die robot, dat jy sy probleem waar hy gom snyf of drankverslaaf is kan aanhelp nie. Wat hy wel sê is, hoe hanteer jy hulle, die weduwee, die wees in jou midde, wat hulp nodig het, bystand nodig het. Die persoon wat besoek moet word, wat siek is, wat 'n gebed nodig het, wat 'n glimlag nodig het, 'n handdruk nodig het. Waar is jou prioriteite? Dit is simptome van liefde vir die Here. As dit daar wys, dan wys dit iets wat liefde vir die Here kenmerk. Hy sê, as julle bid, gaan ek julle nie verhoor nie. Ek gaan nie luister nie, vers 15, want julle hande wat julle uitsteek na my is vol bloed. Julle sê, help my, terwyl jy op die kop staan van iemand wat jou hulp nodig het. Liefdeloos in hierdie wêreld. Hy praat van geweld en moord, onregverdige behandeling. Wat gebeur het in Jerusalem? Die opdrag van die koning was, beskerm diegene wat hulpbehoevend is. Die weduwee, die wees. Jy is die regter van die weduwee en die wees. Wat mense gedoen het, is dat hulle uitgebuit, finansiëel en op allerlei maniere in die samelewing. Dis die doodloopstraat van Sodom en Gomorra. Jy hoef nie vir 'n ou geld in die hand te gee nie, maar jy kan vir hom 'n glimlag, 'n handdruk, iets van Jesus liefde wys deur jou gesindheid. Waarmee is ons besig? Hoe hanteer een ek mense wat vir jou niks kan beteken nie? Nou skets hy die pad, as jy besef ek is in 'n doodloopstraat van ek doen dalk 'n klomp goed om God te probeer beïndruk en ek is baie vies en boos as hy my nie seën nie en ek kom agter eintlik gaan my godsdiens oor myself en ek wat geseën wil word. Nie God wat aanbid moet word ten spyte van. Dan gee die Here die pyltjie waar hy sê,
volg die pad van reiniging, vers 16-17. Die eerste stap is, was jou, reinig jou. Jy is met sonde bevlek en waar dit in wese gaan is, neem verantwoordelikheid vir jou sonde. Neem verantwoordelikheid vir jou lewe. Weet jy, ontsaglik belangrik is dit dat ons dit bid, nie net vir onsself nie, maar vir ons volgende geslag. Want ons volgende geslag is baie keer vasgevang in die tydsgees wat sê, wel, dit moet iemand se skuld wees, maar dit is nie my skuld. Dis dalk my ma, my pa se skuld, dis hoekom ek is soos wat ek is, of dis dalk hierdie persoon wat my onreg aangedoen het, of hierdie persoon wat my moeilikheid gee by die skool, of by die werk. Dis hierdie familielid, wat vir ons so te nagekom het. En almal het skuld, behalwe ek, kan nie verantwoordelikheid neem vir my eie sondige reaksie op wat met my gebeur in my lewe nie. En dis wat die Here vra. Hou op om rond te kyk en 'n sondebok te soek. En bely jou liefdelose gesindheid, jou aantasting van die lewende God se eer. Bekeer jou, hy sê, draai om, hou op met kwaad. En dit is so aangrypend mooi, in die Nuwe Testament herhaal Paulus dit in Efesiërs 4 vers 22 tot 24, waar hy sê in vers 23, wanneer die Here in jou verstand werk en jou gemoed vernuwe, gaan jy nie net die vuil klere van sonde uittrek nie. Ophou met hierdie dinge wat jy weet die eer van die Here aantas nie. Jy gaan ook die skoon klere aantrek wat pas by die geregtigheid. En dis vers 17. Waar hy sê, hou op om kwaad te doen in vers 16, vers 17, leer om goed te doen, soek die reg, beteel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee. Jy sien weer die parallelle ingeryg hier in 'n lysie van dinge wat eintlik dieselfde sê, staan op vir dit wat reg is. Ons leef in 'n tyd waar mense sê, ek wil nie betrokke raak nie. Ek was al in 'n hof, ek moes al getuig, is nie lekker nie. Los my, ek het niks gesien en niks gehoor nie. Wat die Here hier sê is, as iemand wat moet opstaan, waar daar onreg plaasvind. Weet jy, in die kerk is dit 'n ding. Ek het 'n spreekwoord wat sê, dit wat jou pla in die kerk is jou roeping. Is dit daar mense wat hulp nodig het, en is dalk ek, is dalk jy, wat moet opstaan en betrokke raak. Want vir die Israeliete was dit net, gaan dit my sak pas, is dit my finansiëel voordelig, dan sal ek dalk iets doen, want ek soek die voordeel, ek soek die beloning vir iemand wat hierdie goeie daad gedoen het. Ja, ek sê jy dalk help, maar ek moet 'n selfie neem dat dit in die koerant kan kom, dat my besigheid beter kan doen. Daar is nie, ek staan op vir dit wat reg is, want dit verheerlik God nie. Dis wat die Here eis van ons. In 'n tyd waar mense sê, wel ek wil nie betrokke raak nie, sê die Here vir ons is mekaar, se broers en susters in die Here Jesus. Ons dra mekaar, ons bid vir mekaar, ons is daar vir mekaar. Ons ondersteun mekaar. In 'n wêreld waar baie mense alleen probeer leef, sonder die Here, sonder sy kerk, is ons die Here so dankbaar. Ons is nie alleen nie. Beteken nie, het gaan altyd goed met ons nie. Beteken nie, ons het nooit pyn nie. Beteken nie, ons het nooit verliese of swaar kry nie. Beteken, ons is daar vir mekaar. Ek sien jou seer, ek bid vir jou. Ek ondersteun jou, ek help jou. Nou kom ons by die vurk in die pad. Die regter het al die getuienis aangehoor. Hy het die klagstaat gestel, vers 1 tot 9. Hy het sy frustrasie en uiting gegee om te sê, dis hoe ernstig dit is. Hy het die pad aangedui van as jy besef jy is in hierdie doodloopstraat van ongehoorsaamheid, hier is die pad van reiniging. Dis wat jy moet los en dis wat jy moet doen. Nou goed, nou vir die uitspraak. En dan kom vers 18. En asof die Here sê, maar goed, ek gee jou nog 'n laaste kans. Kom nou en laat ons die saak uitmaak.
Engelse vertaling stel dit so, let us reason together. Kom ons praat oor die saak. En wat die Here hier sê is, jy het geleentheid om te sê, ja Here, ek het teen U gesondig. Josef het dit besef, toe mevrou Potifar hom wil verlei, toe sê hy, ek kan nie so sonde teen die Here doen nie. Hy het geweet, elke sonde is 'n sonde teen die Here. Toe die profeet Nathan vir Dawid sê, jy is die man, was sy onmiddellike woorde, ek het teen die Here gesondig. En wanneer die Here sê, kom en laat ons die saak uitmaak, dan sê hy, wat blyk jy? Jy het nou nog 'n kans om te sê, jy stem met my saam. Want jou geneigtheid gaan wees in jou sondige natuur om te sê, ja maar, daar's my probleem. Dis hulle. Waar die Here jou geleentheid gee om te sê, Here, ek het teen U oortree, U eer aangetas, U bedroef. En kyk wat sê die Here dan, mens verwag dat hy so Sodom en Gomorra swaal en vuur sal stuur om hulle uit te delg, dat daar niks nie is, 'n vet kol van hulle oorbly nie. Maar wat sê die Here in vers 18, lees saam met my, al was julle sondes so skarlaken, dit sal wit word so sneeu. En hy sing die lied verder, die parallel, hoor, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Hy sê die uiterste kontras van jou hande is met bloed bevlek. Jy kan dit nie afwas nie. Jy kan dit nie self regkry nie. As jy dit besef, ek het die Here nodig. Ek wil so graag veg teen die sonde in my lewe, maar Here, ek sukkel. Kry dit nie reg nie. Dan is die uitspraak wat die Here hier maak, ek kan dit vir jou doen. Hy maak dit moontlik. Uiteindelik is Jesaja die profeet wat die duidelikste sê, daar kom 'n man, Jesaja 52, wat geen sonde het nie. Jesaja 53 vers 6. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie weg gegaan, maar die Here het ons sonde op hom laat neerkom. Ons noem dit plaasvervangende offer van die Here Jesus Christus. 1 Johannes 1 vers 7 stel dit duidelik, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van sy seun Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Dis die enigste manier. As die bloed van Jesus Christus jou reinig van jou sonde, jou skoon was. Die woorde wat hy hier gebruik is 'n kleur. Die tweede woord, hierdie purper, is 'n gebruik vir 'n wurmpie. Hierdie gedroogde wurmpies het hulle gemaal en kleure daarmee gekleur, dat dit rooi is, donkerrooi, en jy kon dit nie uitwas nie. En as hy vir sy volk sê, as jy besef, dis hoe jou hande lyk, met bloed bevlek, ek kan dit nie afwas nie, ek kan dit was. Julle weet hoe mooi is 'n skoon geskeerde skapie, as hy wol pas afgeskeer is, en hy happel daar rond in die kraal, spierwit. Julle weet hoe lyk dit as daar die sneeu begin val, en die eerste sneeu jou oë seer maak, so wit is dit. Dis hoe skoon ek jou gaan was, daar gaan nie 'n vuil kol eers oorbly nie. Dis die volle verlossingswerk van ons verlosser, die Here Jesus Christus. Hy is die een wat my lewe op so 'n plek kan bring, dat ek vir God aanvaarbaar is, dat hy my nie hoef te straf oor my sonde nie, omdat hy sy seun in my plek gestraf het. Wat 'n troos. Hy bring dit na jou en na my. Niemand is te sleg. Dat die Here jou wegwys, as jy met trane kom en sê, Here, help my. Vergewe my. En nou sê die Here, nou dat ek hierdie vooruitsig vir jou stel en jou op die pad van reiniging plaas, nou jy sien, hier is 'n vurk in die pad. En nou moet jy kies. In vers 20, vers 19 kom hy met hierdie woorde en hy sê, as julle gewillig is en luister,
sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want dit is 'n belofte, die mond van die Here het dit gespreek. Dit wat jy saai, dit gaan jy oes. En jy het die keuse. Jy kan gehoorsaamheid saai, en die oes is die seën van die Here in 'n ewige lewe, in heerlikheid saam. Of jy kan weier en wederstrewig wees. Nou moet jy onthou, die Here praat met sy volk, hy praat nog nie met die ander volke hier nie, hy gaan met hulle nog praat, Jesaja 13 en verder. Hy praat nog hier met Jerusalem en Juda. En hy sê vir julle, my volk, as julle weier en wederstrewig is, dan is daar gevolge. Wat 'n tragedie dat ons onsself baie keer deurboor met smarte, omdat ons weier en wederstrewig is. Wat die Here van ons vra is om sy pad te loop. Hy loop met ons se pad. Waar is jou aandag? Sê vir die Here, ja Here, ek hoor wat jy sê. Dit is belangrik, ek weet. Dit is oulik, ja. Wat het jy nou weer gesê? Of is jy hart en siel betrokke by dit wat die Here vir jou sê? Gee jy aandag met jou hart, sodat jy sê, Here, ek het U lief met my hele hart, my hele siel en al my krag. As ek huil ek voor U. As ek bekommerd is, hardloop ek nie weg nie, ek hardloop na U. As ek kwaad is, dan praat ek met U daaroor. As iets my ontstel, dan het ek vrymoedigheid om dit met U te deel. As ek te nagekom word, dan probeer ek nie self gou wraak neem. Here, ek bring dit na U, want U is die regter, en U kan baie beter wraak neem as ek. As ek bekommerd is oor my kinders, raak ek nie depressief oor die toekoms nie. Bring my kinders na U. Bring die toekoms van my land, my volk, my siel na U. U is my enigste hoop. Daarom is ek hart en siel in die hand. So sien hier op die, bo die deur is, dis medaljetjies, daai dan, medaljetjies. Een daarvan is Calvin. Calvin se lees in die lewe was, my hart en my hand voor die Here. En dis wat die Here vra deur sy profeet Jesaja, waar U en ek vandag na die Here toe kom, sê Here, hier is my hart. My finansies, my gesondheid, my toekoms, my kinders, my alles, my siel, my wese, gee ek vir U, want ek vertrou U, en ek weet, my lewe bestaan om U te verheerlik. Dis wat ek wil doen. Help my. Amen. Kom ons vra dit van die Here. Hemelse Vader, ons is so aandag afleibaar. Here, terwyl U vir ons met ons praat en ons troos en ons bemoedig, Here, probeer ons baie keer maar nog steeds self ons eie potjie krap en ons eie dinge doen op ons eie manier, sonder om U in ag te neem. Here, vergewe ons, ons kom agter hoe lewensgevaarlik dit kan wees in hierdie gedeelte in die woord. Vergewe ons selfsug, Here, vergewe ons arrogansie en die manier hoe ons mense hanteer. Geef ons liefdeloosheid, Here. Vul ons harte met U liefde. Dat ons mekaar sal ophelp, vir mekaar 'n vinger sal wees wat na U toe wys, vir mekaar sal bemoedig, vir mekaar sal bid, mekaar sal ondersteun. Here, dat ons vreugde sal wees in U, in die kinders, in die evangelie boodskap, in die genadewerk, Here Jesus, en die oorweldigende liefde vir ons. Help ons dat daardie liefde van U sal oorspoel uit ons harte na die mense wat U oor ons pad bring. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. U het geleentheid om die liefdesgawes te gee. Ons slot saam gesang.